die skets van hierdie jong man se toestand as 'n prentjie van die manne wat saam met Jesus aan die tafel gesit het. Alhoewel hierdie tollenaars en sondaars met die beste klere geklee was en hulle baie geld gehad het die fariseer en oor die algemeen die gemiddelde Israeliet hierdie tollenaars en sondaars ook beskou soos die jongman, soos wat Jesus hier beskryf het. Hierdie tollenaars het hulle Joodse families verlaat, hulle het hulle geloof verlaat om na die varke toe te gaan. En dit is ook wat die Romeinse regering genoem is, varke, die verwerplike heiden. Maar dan kom hulle terug na hulle eie mense, maar as invorderaars van Romeinse belasting. En vir sover dit hierdie tollenaars betref het hulle ouers en al hulle familie en verbintenisse in Israel hulle beskou as dood en begrawe, maar in ruil vir hulle verraad het hulle goeie geld ontvang deur baie belasting om te vorder van hulle eie mense. Hulle was 'n gruwel in die mense se oë, uitgewerp, gespoeg, gehaat, verwerp soos wat 'n Jood met 'n vark sou maak. As 'n fariseer enigstens geraak het aan 'n tollenaar, dan sou hy sy klere gaan was het en gebad het, homself geskrob het om die vuil van sy siel af te was. Die fariseërs het ook godsdienstig vloeke geuiter aan tollenaars. Hulle het gesê, julle het die wet van God verbreek en is verdoem vir ewig. Die ware probleem met hierdie tollenaars en met almal van ons was primêr nie so seer wat hulle gedoen het nie, maar 'n wils besluit om weg te draai van hulle mense en hulle God, weg te breek van hulle mense en hulle God, en 'n ontkenning van hulle Vader se liefde. En so sit Jesus nou in die openbaar by 'n verbondsete met hierdie mense, en sy handeling om saam met hulle te sit, alleen sê, julle het verhouding verbreek met God, julle het daarvan af weggeloop, maar ek is hier om julle te vertel en te verseker dat hy steeds vir julle lief is, nog altyd vir julle lief was met onvoorwaardelike liefde, en dat hy julle ongelooflik waardevol ag, en hy wil graag hê dat julle sal huis toe kom. En hiermee definieer Jesus eintlik sy sending na hierdie aarde met hierdie storie. Hy trek as dit ware 'n lyn in die sand, wat hom natuurlik vir altyd vervreem het van die godsdiens wat weer teenwoordig was as die fariseërs. Jesus se storie, se verklaring van oorlog teen dooie godsdiens. Terwyl die jong man tussen die varke sit, het hy tot homself gekom. In die teks staan daar, hy het tot sy sinne gekom. Hy het homself gesien soos hy werklik was, sonder 'n verskoning, sonder om ander skuld te gee. Hy het sy dwaase besluite in die gesig gestaar, en hoe arrogant hy sy lewe geleef het. Hy sy lewe gesien as in stukke, en hy was ontsteld oor wat hy gesien het. Hy het gewalg daarin. Hy het tot sy sinne gekom, en alles wat hy voorheen beleef het as wysheid en die beste pad om te vat in die lewe, het hy nou gesien as dwaasheid. Self was hy spyt en veroordelend oor alles wat hy gesê en gedoen het, en hy was gevul met skaamte as hy homself nou naak aanskou. Hy was aan die ander kant van die wêreld, hy was verlore, hy het geweet, hy was ontkoppel, misplaas van die bron van lewe en die plek van behoort. En hy het geweet, hy is nou in 'n plek wat net afbreek, 'n verkeerde plek. Hy het homself beskou as in groot gevaar, as een wat al reeds binne dood gegaan het, en selfs in die proses om fisies dood te gaan. Hy het erken, hy het die verkeerde pad gevat, en 'n groot vrees het hom beetgepak, in die gedagte dat hy nooit weer sy pad terug sal vind nie. Hy dink toe by homself, ons lees in vers 17, hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Tot sy sinne onthou hy helder wat alles op die plaas aangaan, en hierdie gedagte wou hom nie los nie. 'n helder prentjie
bly hom by en dit gee hom hoop. Dit is 'n herinnering aan hoe dinge daar op die plaas gebeur, veral in die besige tyd van die jaar. Sy pa was natuurlik 'n welgestelde man en hy het heel wat diensknegte gehad, wat geleef het op die plaas. En hulle het altyd oor genoeg kos gehad om te eet, plekke gehad om te bly, deur die jaar heen. Maar gedurende die lentetyd, as daar geplan word, en gedurende die somertyd as daar geoes word, was ekstra hulp nodig. En dan is daar tydelike werkers aangestel, wat moes kom werk op die plaas. Diensknegte is dan gehuur, en hierdie diensknegte kom by mekaar by die markplek in die dorpie, vroeg in die oggend, en dan kom die boere en soek werkers om hulle te kom help op die plase. Dan stel hulle mense aan. Hulle kry 'n salaris vir die dag en hulle kry iets om te eet. Dit was nie 'n verhouding as sulks nie. Hierdie huurlinge, hulle het die dag gewerk, hulle loon geneem en teruggegaan huis toe, totdat iemand hulle weer nodig sou hê. En soos hierdie jong man so tussen die varke sit, verskriklik honger, onthou hy, so 'n spesifieke dag, en die gehuurde diensknegte op die plaas. Maar hy onthou spesifiek die gelag van almal as sy pa kos vir die manne gegee het. Hy was ook daar, het sy pa kos gehelp dra na aan tafel, en hierdie manne wat uitbundig was, en geëet het tot hulle nie meer kon nie. Hulle was vol vreugde, goed gevoed, en dit bly nou by die jong seun. Ver terug in die verlede, miskien was dit van 'n ander wêreld, maar sy pa het hierdie mense gehuur vir 'n dag, hulle baie goed behandel, met loon en met kos. Ja, nou onthou hy, dit was soos gister. Hy was in die midde van hulle gelag, die stoomende borde kos na hulle toe gedra. Toe was hy nie so opgewonde om dit te doen nie. Toe al het hy nie daarvan gehou om hierdie manne te bedien nie, maar hy onthou sy pa se vrygewigheid en die mense se dankbaarheid. Die gee van hierdie kos aan hierdie huurlinge was vrye guns. Sy vader hoef dit nie vir hulle te gegee het nie, hulle was maar gehuur vir die dag, tydelik, maar pa het hulle bederf, en skielik is daar 'n verlange in sy hart. Hy onthou die gelag, wanneer gaan hy weer lag? En as hy dit onthou, die kos, die lag, die gesels, die saamwees, begin daar 'n sprankie van lig en hoop in hom opstyg, te midde van sy hopelose donkerte. En hierdie hoop het hom nie net wakker gemaak nie, maar hy het hom gedring om op te staan en om te draai na hierdie geluk, na hierdie blydskap. En hy het gegaan, hy het begin stap, met klein bietjie hoop, dat hy 'n gehuurde dienskneg kan wees, dalk daar by sy pa. Hy waag nie om meer te hoop nie. Lukas 15 vers 18. Die jongseun sê toe, ek sal opstaan en na my pa gaan en vir hom sê, Vader, ek het gesondig in die hemel en in u oë. Ek is nie langer werd om u seun genoem te word. U behandel my soos een van u dagloners. Vars nog hierdie herinnering van 'n tafel wat vol van kos is en rondom dit sit gelukkige, tevrede manne na 'n dag se werk, wat die vrygewige liefde van sy pa geniet het. As hy daaraan dink, staan dit in die sterkste kontras met die hongersnood, en dat hy amper wil sterf, omdat hy nie iets het om te eet nie. Op 'n stadium met al sy besluite vir hom so reg gelyk. Hy was so wys toe hy dit gemaak het, en nou lyk dit net selfsugtig, net dwaas. En so met sy pa se oorvloedige, oordadige tafel in sy verbeelding, staan daar ook iets anders op in sy hart, aanklaers, wat hom veroordeel, wat hom skuldig bevind, wat vir hom sê, jy het al jou kanse verspeel, jy het verloor, daar is geen salf te smeer aan wat jy gedoen het nie, dit kan nie herstel word nie, jy verdien nie meer liefde nie, jy verdien nie aanvaarding nie. En so duik sy gedagtes weer. Jy behoort nie in daardie familie nie, spesiaal, veral nie jou vader se familie nie. Jy's nie goed genoeg vir hulle nie. Jy kan nooit weer deel daarvan word nie. Jy het nie meer waarde nie. Jy's tog mal om te dink jy kan teruggaan. En soos hy aanhou dink, kan hy nie regtig stry met hierdie aanklag van homself teen homself nie.
Hy staan in die veroordelingsbank, hy is skuldig. Dis alles feite. Sy lewenstyl is onaanvaarbaar, sy toestand walglik. Dit is hoe hy regtig lyk nou. En almal in hulle nabye dorpie, die hele uitgebreide familie, sal getuies wees van die skande en die skaad gedoen aan sy pa en die familie, en dat hy nie waardig is nie, geen waarde meer het nie. Hy het dit verloor. Al wat hy seker maar nog vir sy pa sou kon sê is, hy het gesondig. Ja, miskien is sonde die ding om op te konsentreer. Hy het gesondig. Ek sal vir pa sê, ek het gesondig teen die hemel en in jou oë. Vandag oor die algemeen word sonde, die woord, heeltemal verkeerd verstaan. Maar oor die algemeen word eenvoudig daarna gekyk as jy het die reëls gebreek. God se reëls het jy gebreek. En so word dit in kerke en in gemeenskappe geïnterpreteer. As ons oor sonde praat, dan praat ons altyd in die konteks van moraliteit of jou optrede, wat jy verkeerd gedoen het, die reëls wat jy gebreek het. Maar in die oorspronklike taal beteken dit om die merk te mis, om jou oorspronklike doel te mis, om jou oorspronklike bloudruk te versaak. En as ons sonde so verstaan, dan beteken dit heel iets anders as net verkeerde keuses en verkeerde leefstyl. Dit praat veel eerder meer oor waar ons optredes en leefstyl vandaan kom, wat die oorsprong daarvan is. God het aan Adam openbaar wat ons menslike identiteit is. Die wese en vorm wat hy vir ons bedoel het, is dat ons geskep is in sy beeld en gelykenis. Dit lees ons in Genesis 1 vers 26. Beeld beteken dat Adam God verteenwoordig, God wie liefde is. Hy verteenwoordig liefde vir die res van die samelewing, vir die res van die skepping. En dit beteken ook dat hy lewe in 'n verhouding van totale afhanklikheid, waar hy rus in en verenigd is tot God liefde, as die beeld van die oorspronklike. God is die oorspronklike. Hy is 'n beeld van liefde, van mooi, goed, edel, van lewe, van skepping. Adam was 'n skepsel in God se klas. Die groot leuen van Satan wat sonde na vore gebring het, is dat die mens kan losbreek van om afbeelding te wees van God en om sy eie God te skep, onafhanklik van die een wat hom gemaak het. Die leuen is dat jy jou eie sin en doel in die lewe kan skep en bepaal. En hierdie leuen is geaktiveer toe daar geëet is van die boom van die kennis van goed en kwaad. Want so het 'n nuwe sisteem van lewe ontstaan. Totaal en al anders as wat die Here bedoel het. 'n Lewe waar Adam toe kon leef volgens sy eie persepsie van wat goed en wat sleg is, goed en kwaad is. En dit is weer bepaal deur sy eie gedagtes en sy gevoelens. En so het Adam weggeval van die heerlikheid van God, waarvoor hy geskep was om te leef en te weerspieël na die skepping. Die jong seun het na die pad gekyk wat hom tot by hierdie oomblik gebring het, terwyl hy so tussen die varke sit. Hy het sy lewe opgesom, hy was skuldig, hy was verkeerd, en hy het met sonde geboer, liefde teruggegooi in die gesig van sy pa. Hy het gevoel om besluit om vir sy pa te sê, ek is nie langer waardig om jou seun genoem te word nie. Dit is 'n berekende verklaring hoe hy oor homself voel en hoe hy oor homself dink. Dit het nie net nou meer te doen met wat hy alles aangevang het, die verkeerde wat hy gedoen het. Hy het sy identiteit verloor, so voel hy. Hy was bereid om die kern van sy bestaan in die gesig te staar. Hy het gesien dat hierdie eie ek, die self, verkeerd was. Hy het besef, dit help nie nou meer om alles te erken wat hy verkeerd gedoen het, en dat hy verkeerde besluite geneem het nie. Diep in sy binneste, as hy na homself kyk, wie hy is, dit het hy verloor. En van daardie diepste plek van donkerte en chaos binne in hom, dat hy nou geglo, ek is onwaardig,
Ek is nie langer werd om my pa se seun genoem te word nie. Hy het gekyk na waar hy vandaan kom, sy wortels, waar hy gebore is, hoe hy 'n vader gehad het en met 'n diepe hartseer besef, dit bestaan nie meer nie.